Wie van julle kyk graag die nuus? Van julle? Niemand nie. Jy kan maar sê, dis nie 'n sonde nie, maar net nie negatief raak nie, dan veral as jy Suid-Afrikaanse nuus kyk, is dit 'n sirkus, nê, in elk geval. Maar die hele wêreld is maar de mekaar. Die afgelope 2 jaar was Israel seker omtrent 80% van die wêreldnuus gewees. Daardie ou klein landjie. En ek dink een van die redes is omdat die aanval deur Hamas vanuit Gaza plaasgevind het op die 7de Oktober. Julle dit 2 jaar gelede 2023 en die oorlog wat daarop gevolg het. Hamas het deur die grens van Israel gebreek. Nou Hamas is 'n fanatiese terrorisme groep wat in Gaza is. Gaza is 'n klein landstreekie aan so in die suide, as ek dit nou reg het, aan die onderkant in die suide van Israel. En daar is 'n terrorisme groep wat heers in daai Gaza streek wat niks van die Jode hou nie. Hulle haat die Jode letterlik. So hulle het deur die grense gebreek en hulle het net voor die voet onskuldige Jode begin doodmaak, letterlik geslag en op wreedaardige maniere vermoor. Daar was veral 'n musiekfees wat geteken was en ook 2 kibbutze wat aangeval was. En dis so hartseer want die mense terwyl hulle dit doen, skree hulle kliphard, praise to Allah. Loof Allah. Dan skiet hulle die ou dood. So dit is tragies wat daar gebeur het. En as gevolg van dit was Israel baie in die nuus. So 1219 onskuldige mense was vermoor die 7 Oktober. 251 gijslaers was geneem. Nou aanvanklik was die wêreld baie ondersteunend. Het hulle Israel baie ondersteun, maar dit het nie lank gehou nie. Kort voor lank het antisemitisme maar weer oorgeneem. Wat is antisemitisme? Dis haat teenoor die Jode. Hou nie van die Jode nie. God het hulle verwerp of hulle het God verwerp en dis 'n haat wat teenoor die Jode is. En ons sien hoe dit al hoe meer toeneem in die wêreld huidigelik. Is dit nie so nie? As gevolg van historiese, godsdienstige en politieke faktore. En godsdienstige vyhandigheid wat gegrond is in teologiese verskille tussen Judaïsme en Christendom speel 'n groot rol. Ek meen, hulle sê die Jode is verantwoordelik vir Jesus se kruisiging en hulle het hom verwerp. So, die Jode moet gehaat word. Hulle moet doodgemaak word. Hulle moet verwerp word. Nou volgens Bybelprofesie gaan die Jode ook al hoe meer ongewild raak in die laaste dae. Dit is deel van God se plan. As jy kyk na die woord en jy lees wat in die laaste dae gaan gebeur, gaan die wêreld al hoe meer vyhandig raak teenoor God se uitverkore volk, die Israeliete. En aan die lig van alles wat huidigelik gebeur in die wêreld, het ek gedink dit sal goed wees as ons bietjie gesels oor Romeine 9 tot 11, want Paulus praat oor die Jode, praat oor Israel. Ek dink dat dit ook vir ons belangrik is dat ons sal weet waarom is Israel vir God belangrik en watter rol hulle speel vandag ook in God se plan, want ons hou hulle dop. Hulle is 'n groot deel van God se plan vir die eindtye, vir die toekoms. En ook as jy mooi daaraan dink, ons almal is Christene. Waar kom Christendom vandaan? Dis van Jesus af, toe hy gesterf het en opgestaan het, daar het Christendom begin, maar Jesus, uit watter volk was hy gebore? Uit Jode uit, nê? Nee. En dit is wat my so baie beteken het toe ek in Israel was, om net weer, ek wil amper sê, na my geestelike wortels toe te gaan en te kyk waar Jesus gewandel het en wat gebeur het in Israel, hoe dit daar lyk, want dit gee jou net soveel meer konteks en ek net besef, maar hier is waar my geloof vandaan kom. Dit is waar dit ontstaan het. En daarom is dit belangrik dat ons bietjie gesels oor Israel en wat God se plan is met hulle nog in die toekoms. Nou, Paulus se brief aan die Romeine het
'n baie belangrike rol gespeel veral oor hierdie onderwerp. Hy het bietjie 'n paar dinge reggestel, maar een van die dinge in Paulus se brief wat hy ook gedoen het, daar was baie heidense gebruike wat in daai kerk beoefen was. Ongelukkig, en dit is hartseer, die kerk het dit toegelaat en hy het van hierdie goed aangespreek. Gaan lees maar Romeine 1 ook, jy weet, en omdat daar ook Jode was in daai kerk, was daar maar bietjie spanning tussen die heidene en die Jode. Maar in die boek Romeine, dis seker een van die boeke waar die evangelie so mooi verduidelik word. Baie mooi verduidelik in uiteensetting van die evangelie en waaroor dit gaan. So hy skryf hierdie brief aan die kerk in Rome. En hy skryf oor saligheid deur die geloof. Hy skryf oor regverdigmaking en die nuwe lewe in Christus. Gaan lees gerus Romeine, is 'n wonderlike boek. Nou ek wil vir julle 'n paar verse lees daar in Romeine 9 en Romeine 10 en dan ook in Romeine 11. Ons gaan lees daar Romeine 9 vers 1. Ek praat die waarheid in Christus. Ek lees uit die 2020 vertaling. Ek praat die waarheid in Christus. Ja, ek lieg nie. En my gewete deur die werking van die Heilige Gees getuig teenoor my dat ek in my hart 'n ontsaglike droefheid en onophoudelike pyn ervaar. Dis Paulus wat nou hier praat, né? Hy praat nou oor die Jode hier. Hy het 'n droefheid en hy het 'n onophoudelike pyn in sy hart. Ek sou inderdaad wou bid om self vervloek te wees, verwyder van Christus in belang van my broers, my volksgenote na die liggaam. Hulle is Israeliete, aan hulle behoort die aanneming tot kinders, die heerlikheid, die verbonde, die wetgewing, die tempeldiens en die beloftes. Wat hy eintlik hier sê is, ek wens ek kan in hulle plek vervloek word omdat hulle Christus verwerp. Maar ek kan nie namens hulle die prys betaal of die gevolge dra omdat hulle Christus verwerp nie. Ek wens ek kon dit gedoen het. En hy sê hulle het al hierdie voordele nog altyd gehad. Ek meen hulle is God se volk. Hulle het sy heerlikheid gesien, daar's 'n verbond met hulle gesluit, die wet, die tempeldiens, al hierdie wonderlike dinge en beloftes. En dis vir hom hartseer dat hulle nog steeds nie Christus aanvaar nie. Van hulle het, maar meeste van hulle het nie Christus aanvaar nie. Hy was hartseer daaroor. Romeine 10 vers 1. Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verlos mag word. Ek kan inderdaad vir hulle getuig dat hulle God met ywer dien, maar sonder insig. Omdat hulle die geregtigheid wat van God afkom nie begryp nie en probeer om hulle eie geregtigheid tot stand te bring, het hulle hul nie onderwerp aan die geregtigheid wat van God afkom nie. Die einddoel van die wet is immers Christus tot regverdiging van elkeen wat glo. Dan Romeine 11 vers 1. So my vraag is dan, het God dalk sy volk verstoot? Hoegenaamd nie. Dit sê Paulus nou. Ek is tog ook 'n Israeliet, uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin. God het nie sy volk verstoot nie, wat hy reeds tevore gekies het nie. Of weet julle nie wat die skrif oor Elia sê nie, hoe hy hom op God beroep het teen Israel. Here, u profete het hulle doodgemaak, u altare het hulle afgebreek. Ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe. Dis nou 'n profeet in die Ou Testament, nê? Sy eie mense wou hom doodmaak, want hy het die waarheid geprofeteer. Maar wat is God se antwoord toe aan hom? Ek het vir my 7000 man laat oorbly, wat nie hulle knie voor Baal gebuig het nie. Net so is daar ook in die huidige tyd 'n oorblyfsel deur genade uitgekies. Maar as dit uit genade is dit nie meer op grond van dade nie, want anders sou die genade nie meer genade wees nie. So ek wil 'n paar vrae kyk wat handel oor Israel se verlede, hede en hulle toekoms. En die volgende vraag oor Israel is die Jode God se uitverkore mense en wat beteken dit? Is die Jode God se uitverkore mense en wat beteken dit? Is God klaar met die Jode omdat hulle Jesus verwerp het en 'n rol gespeel het in die kruisiging? Het die kerk Israel vervang en behoort die beloftes wat God aan Israel gemaak het nou in die kerk? Het die Jode outomaties pad tot saligheid omdat hulle God se uitverkore volk is? Nou, 'n bietjie geskiedenis. Die van ons matrikulante wat geskiedenis het en die van julle wat hou van die geskiedenis, weet dit seker. En 2 jaar na die Tweede Wêreldoorlog in 1947
Die Tweede Wêreldoorlog het geëindig in 1945 en 2 jaar daarna, toe maar ek het dit ook nie onthou nie, ek moes ook dit gaan opsoek het, so ontspan. En 2 jaar na die Tweede Wêreldoorlog geëindig het in 1947, het die Verenigde Nasies besluit dat Israel geregtig is op 'n Israeliese staat, op 'n stuk land. Hulle is geregtig op 'n stuk land. Nou, daar het reeds Jode gewoon in die streek waar Israel nou is. Nou, in daardie tyd, in 1947, het dit bekend gestaan as Palestina nog. Toe was daai deel nog nie Israel genoem nie. En daar het ander nasionaliteite ook gewoon, ander rasse, maar daar het Jode ook gewoon in daai streek. En toe besluit die Verenigde Nasies, Israel is geregtig op hulle eie stuk land. En die Arabiere, die Arabiese state, 7 van hulle, om daai streek, was glad nie gelukkig met dit nie. Hulle het sê toe nee, Israel mag glad nie 'n stuk land hê eers nie. Ons aanvaar dit glad nie, toe besluit hulle gaan oorlog maak teen Israel. Nou ouens, Israel was maar 'n klein handjievol Jode op daai stadium. En hierdie Arabiese state was groot weermagte gewees en hulle almal trek toe op teen Israel. En ek glo persoonlik, God het ingegryp daar en Israel het daai oorlog gewen. 'n Onafhanlikheidsoorlog wil ek dit noem. En daar het God ingegryp, hierdie klein landjie het al hierdie Arabiese lande verslaan en oorwin. En toe besluit Engeland, want Palestina was gedurende daai tyd was Palestina onder Engelse heerskappy gewees. Engeland het geheers oor daai streek. Toe besluit Engeland, ons het nou genoeg gehad van hierdie spanning, ons kan dit nie meer hanteer nie, dit gaan nou te wild hier. En hulle wou ook nie regtig betrokke geraak het in die konflik tussen die Jode en die Arabiere nie. Hulle was die Jode op 'n manier goedgesind, maar hulle wou ook die Arabiere se olie gehad het. So hulle was nou so half tussenin gewees en toe besluit hulle, goed, ons onttrek heeltemal. En toe hulle onttrek, net na daai oorlog, toe sê Ben-Gurion, dit was nou die eerste minister van Israel, Israel is nou 'n onafhanklike staat, hier is ons grond en hy verklaar dit aan die wêreld, hy maak dit bekend. Dis waar Israel in Mei 1948 tot stand gekom het as 'n land. Soos wat dit vandag daar is. Ek dink die deel was bietjie groter, hy het nou alweer verklein, daar het allerlei veranderinge plaasgevind, maar ons gaan nie deur al die geskiedenis gaan nie. Maar dis toe Israel weer tot stand gekom het as 'n land, en weet julle wat's amazing? Dit was geprofeteer in die Bybel, in Jesegiel 37. Ek lees dit vir julle. Jesegiel 37 vers 21. En dan moet jy vir hulle verklaar, so sê my Heer die Here, kyk, ek gaan die Israeliete wegneem tussen die nasies waarin hulle gegaan het. Ek sal hulle byeenbring van oral oor en na hulle grond bring. Amazing, nee? Onthou, Israel was versprei reg oor die hele wêreld. So min of meer 100 na Christus het die volk Israel oor die hele wêreld versprei. En wonder bo wonder, God laat 'n profesie in vervulling kom en die hele land, al die Jode kom weer terug en nog steeds besig om terug te gaan na Israel toe en hulle kom weer by mekaar en hulle word 'n land en met hulle eie taal. En hulle praat almal Hebreëus. En is vervulling van profesie en ek sal hulle een nasie maak in die land op die berge van Israel. In een dag, ouens, was Israel weer gebore as 'n nasie en dit was geprofeteer, Jesaja 66 vers 8. Wie het al van so iets gehoor? Wie het al sulke dinge gesien? Word 'n land op een dag gebore? Of word 'n volk eensklaps in die wêreld gebring? Ja, net toe sy ineenkrimp het Sion ook geboorte gegee aan haar kinders. Dis amazing nie, soos vervulling van profesie. En daai is ook vir ons 'n belangrike gebeurtenis om dop te hou, want dit is deel van God se plan wat besig is om af te speel. So, Israel nasionaal het hulle weer hulle identiteit gevind. Maar ongelukkig geestelik was daar net 'n klein handjievol wat Christus aanvaar vandag en ook in Paulus se tyd. En dit is wat Paulus so bekommerd gemaak het en hartseer gemaak het en hy skryf van dit in Romeine.
dat soveel van hulle nie Christus aanvaar nie, en net 'n klein handjievol. Nou, al is Israel God se uitverkore volk, beteken dit nie dat hulle outomaties gered is nie. Dit maak hulle nie Christene nie. As hulle nie Jesus aanvaar nie, is daar geen verlossing tot saligheid vir die Jood nie, vir elke persoon op aarde. Jesus is die enigste weg en waarheid. So die uitverkiesing van die Jode het niks te doen met hulle saligheid nie. Elkeen van ons moet ons lewe vir Jesus gee. Romeine 9 vers 30. Wat sal ons dan sê? Paulus skryf daar dat die heidene die geregtigheid wat hulle nie nagejaag het nie verkry het, naamlik die geregverdiging deur die geloof, terwyl Israel wat geregtigheid deur die wet nagejaag het, die eis van die wet nie kon nakom nie. Waarom nie? Omdat hulle dit nie op grond van geloof wou verkry nie, maar op grond van hulle dade. Hulle het oor die struikelblok gestruikel. Soos daar geskrywe staan, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val, maar wie in hom glo, sal nie beskaam staan nie. So vir die Jode, vir baie Jode wat nie Jesus aanvaar nie, het Christus soos 'n struikelblok geword. Want hulle dink nog steeds, hulle moet deur die wet en deur hulle werke gered word. En hulle wil nie Jesus aanvaar nie. En vir ongelowiges, vir mense wat nie Jesus nie, Jood of heiden, nie wil aanneem nie, vir hulle is Christus eintlik soos 'n struikelblok, 'n hindernis. Romeine 11 vergelyk Paulus Israel ook. Dis interessant hier, en dit is die titel van my boodskap, gaan ook hieroor. En hy sê in Romeine 11, sê Paulus, Israel word vergelyk met 'n olyfboom, 'n makolyfboom. En die Jode wat nie Jesus deur die geloof aanvaar nie, sal ons nou sien, is soos takke van hierdie olyfboom wat uitgebreek word, wat afgebreek word. Maar prys die Here, God bewys sy genade aan ons ook. En hoe doen hy dit? Kom ons lees daar Romeine 11 vers 17. En as 'n aantal van die takke van die makolyfboom uitgebreek is, en jy, die wilde olyf, dis ons, dis die heidene, nê? Ons word vergelyk met 'n wilde olyf, tussen die takke ingeënt is, en so aan die voedingskrag van die makolyfboom se wortel deel gekry het. Ons het deel geword van God se familie, deur Jesus Christus. Ons is die wilde olyftakke wat ingeënt is in hierdie boom. Moet jy nie teenoor die ander takke spog nie. As jy wel spog, jy ondersteun nie die wortel nie, maar die wortel jou. God is die wortel. Hy is ons bron. En jy sal dan sê, daar is takke uitgebreek, sodat ek op die boom ingeënt kan word. Goed en wel, dit is deur hulle ongeloof dat hulle uitgebreek is, maar jy is daar deur jou geloof. Moenie hooghartig wees, maar wees vol van ontzag. Hier spreek Paulus die heidene aan. En hy sê, moenie 'n weerstand ontwikkel of af en neerkyk op die Jode, omdat hulle nie God aanvaar het of Jesus aanvaar het nie. Wees versigtig. Moenie arrogant raak omdat jy nou deel is van God se familie en daar Jode is wat deur die wet dink hulle kan gered word en hulle wil nie Jesus aanvaar nie. Wees versigtig om antisemisties op te tree. Wees versigtig, moenie hooghartig raak nie. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy jou dalk ook nie spaar nie. Sien daarom God se goedheid sowel as sy strengheid raak. Sy strengheid oor hulle wat afvallig geword het, maar sy goedheid oor jou, mits jy in sy goedheid bly. Want jy kan ook uitgekap word. Wees versigtig. Glo jy maar net en hou aan glo tot die einde toe, sodat jy ingeënt bly. En moenie jou rug draai op God se volk nie, sy uitverkore volk nie. Want ons as heidene is hierdie wilde olyftakke wat ingeënt is in hierdie boom. As gevolg van God se genade, kan ons deur Jesus Christus deel word van God se familie. En dis wonderlik, want ons kan ook daardie wonderlike seëninge, geestelike seëninge wat aan Abraham beloof is, kan ons ook geniet. En ek dank die Here daarvoor, dis as gevolg van wat Jesus gedoen het. En ek wil net oor 'n paar punte praat gou, oor Israel se verlede, hede en toekoms. En ek wil
die punt maak en dit is daar's nie 'n kort pad tot saligheid nie. Daar's nie die enigste pad wat daar is deur Jesus Christus, nie deur die wet nie deur Allah nie, deur Mohammed nie of wie ook al, deur al daai ander gode nie. Daar's een weg en dit is Jesus Christus vir die heiden en vir die Jood. Deur die geloof in Christus Jesus ontvang jy jou saligheid. Daar's geen ander manier hoe jy jou saligheid ontvang nie. Romeine 10 vers 11, die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here. Hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Alleen deur die Jesus Christus, ons geloof wat ons in Christus plaas. Daar's net een weg na die Vader, dis Jesus. Nou, as die meerderheid van die Jode nie Jesus dan aanvaar nie, as hulle Messias nie, hoe kan ons dan sê hulle is God se uitverkore volk? Hulle aanvaar haar nie vir Jesus nie. Hoe kon God hulle uitgekies het? Ouens, God het die Jode gekies deur wie hy sy verlossingsplan laat afspeel, deur die Messias uit hulle gebore laat word. Hy het hulle gekies as volk. Hy kon die Italianers ook gekies het. Hy kon die Hollanders gekies het. Hy kon die Franse gekies het. Maar hy het die Jode gekies. Nie omdat hulle so spesiaal is nie. Nie omdat hulle so vroom en heilig is en volmaak is nie. Glad nie. Hulle is alles behalwe dit. Kyk maar na die geskiedenis. Kyk, dis 'n ou volkie wat al baie droog gemaak het. En ek kan baie keer verstaan hoekom mense hulle haat, met begrip vir dit. Maar God is 'n genadige God en ons weet nie hoekom hy hulle juis gekies het nie, maar hy het beloftes aan hulle gemaak en God is 'n God wat sy beloftes nakom en hy's 'n God wat genadig is teenoor mense, teenoor Israel en teenoor alle mense. Ag, ons sou 10 teen 1, ons sê nou maar God het die Afrikaner ras gekies as sy volk. Ons sou 10 teen 1 net so droog gemaak het. Maar God is 'n genadige God en hy bewys sy genade teenoor mense. Deuteronomium 7 vers 6 sê, want jy is 'n heilige volk vir die Here jou God. Vir jou het die Here jou God gekies uit al die volke op aarde om as volk sy persoonlike eiendom te wees. Dis 'n belofte wat God aan hulle gemaak het. En hierdie belofte geld vandag nog. God nie besluit, ag okay, ek het nou 'n belofte gemaak en ek breek nou by belofte nie. Ons dien nie so God nie. As hy 'n belofte gemaak het, is hy getrou aan dit. God het uit die saad van Abraham, Isak en Jakob 'n nasie tot stand laat kom. Deur wie hy sy raadsplan laat afspeel. Deur Israel het Jesus ons verlosser gekom om saligheid aan die wêreld te bied. Deur die volk Israel. So, hoe hanteer ons dit? Hoe moet ons optree teenoor Israel? Wel, ons bid vir hulle, ons seën hulle en ons respekteer hulle. Volk wie God gekies het. Ons aanbid hulle definitief nie. Glad nie. Definitief nie. Ons net een God wie ons aanbid. Maar ons bewys respek teenoor hulle omdat die volk wie God uitgekies het. En God het hulle uitgekies vir 'n spesifieke plan en doel. Soos enige ander nasie is hulle baie ver van volmaak af, ouens. Ek weet nie alle Jode gaan eendag hemel toe nie, of is die wat al dood is in die hemel nie, ouens, net omdat God hulle uitverkies het. As dit die geval was, is die hemel vol afgodsaanbidders. Want baie van hulle het afgode aanbid. So, hulle uitverkiesing is nie ten opsigte van, gaan nie oor saligheid nie. Dit gaan oor 'n plan wat God deur 'n nasie wil laat gebeur. En daarvoor het God hulle uitgekies. En daardie gunsteling status van die Jode word nie verleng tot saligheid nie. Vir die heiden en die Jood is daar alleen verlossing deur die geloof in Christus. Deur die geloof in Christus. En vir my en jou, vandag moet ons besef dat Jesus Christus het vir ons gesterf, hy het vir Israel gesterf en ons kan alleen
Ons kan alleen saligheid ontvang wanneer ons lewe vir Christus gee, deur die geloof in Christus Jesus. Dis al hoe ons gered kan word. Nou baie mense sê dat God is klaar met Israel en God het sy rug op hulle gedraai. Die kerk het Israel vervang. Ons is nou geestelike Israel. En volgende week gaan ek daaroor praat. So volgende week moet dit nie mis nie, gaan ek verder gaan om hieroor te praat en ons gaan bietjie praat ook oor uitverkiesing. Waaroor gaan dit? Dalk nie volgende, dalk die week daarna. Jy weet dat God vir die mens ook 'n vrye wil gegee het. So moenie dit misloop nie. Want ek dink God het nog steeds 'n plan met Israel en daar is skrifte wat ek dink nie akkuraat geïnterpreteer word oor Israel nie, maar ek kan verstaan dat mense dit op so 'n manier interpreteer en daarom dink hulle dat God klaar is met Israel. Maar ek dink God is 'n God wat sy beloftes behou, sy 'n belofte gemaak het teenoor enigiemand, teenoor sy land, teenoor sy uitverkore volk, sal hy dit volbring. En Paulus praat daaroor. Hy skryf daaroor. Hy noem dit. Hy raak opgewonde daaroor. En ek dink vir ons as Christene, as gelowiges, is dit belangrik dat ons God se plan sal raak sien en hoe hy die volk Israel gebruik het, dat ons bewus sal wees van God se plan en wat besig is om uit te speel in hierdie wêreld. En dat ons sal weet waar trek ons nou in God se plan. En waarvoor moet ons uitkyk? Waarvoor moet ons versigtig wees? Want ouens, die laaste profesie wat vervul is voor die wegraping was die totstandkoming van Israel in 1948, nee? Was geen ander profesie wat nog in vervulling moet kom voor die wegraping nie. So ons is in 'n baie opwindende tyd. Maar daar's iets wat dit terughou. Daar's iets wat weerhou dat Jesus nie sy verskyning maak nie en ons gaan daarna ook kyk volgende week. So moet dit nie misloop nie. Great. Sien julle ook uit wanneer Jesus terugkom? Dis nou tyd, nê? Dis nou tyd en ons sal nie omgee as dit gebeur nie, want ons is gereed en ons bemoedig mekaar met dit, ons is opgewonde daaroor. Maar ek wil net dit sê, ons lewe ook nie asof Jesus enige oomblik gaan kom op so 'n manier dat ons nou ons werk bedank en ons alles net verkoop en ons wil net ontvlug nie. Nee. Ons is elke dag gereed, ons hou ons gereed. Ons lewe elke dag op so 'n manier waar ons streef na heiligmaking, ons lewe sodat ons God behaag en ons besef hier's 'n verlore gaande oes wat bereik moet word. So, ons kyk nie net op nie, as julle weet wat ek bedoel vir Jesus, ons kyk om ons rond ook na 'n wêreld wat besig is om verlore te gaan, daar's siele wat in moet kom. Die oes is ryp, maar die arbeiders is min. So, Jesus kan enige oomblik sy verskyning maak, maar die kanse is ook daar dat hy dalk eers oor 500 jaar sy verskyning maak. Maar ons is nie bekommerd daaroor nie, want elke dag is ons gereed. Ons is elke dag gereed. Loof die Here. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, dat ons vanoggend weet dat U 'n plan het, dat U 'n plan het met hierdie wêreld en met elkeen van ons. En Here, dat ons inpas by God se plan. By God se plan. En Vader, ek wil U vra dat U ook in ons 'n vlam aan die brand sal steek. Dat ons, Here, 'n ewigheidsperspektief sal ontwikkel in die sin dat ons besef die tyd is min en daar's mense wat verlore gaan omdat hulle nie Jesus het nie. Help ons, Here, om 'n lig te wees wat skyn en hierdie mense bereik. Tot eer van U naam, Here. Tot eer van U naam. En ek dank U, Here, dat U liefde teenoor ons bewys en elke dag lei U ons van krag tot krag, oorwinning tot oorwinning en dat U met ons is, Here, oral waar ons gaan. Ek dank U, ons word deur die Gees gelei en ons gee aan U al die lof en eer in Jesus naam. Amen. Loof die Here.